'n hartlike goeiemôre aan elke luisteraar vanmôre en dit is weer Sondagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om saam met u te kan kuier vanoggend op hierdie Sondagoggend en ook 'n besonderse Sondagoggend vanmôre en ek wil by voorbaat van my kant af en van Profel Ministries se kant af en van my vrou se kant af vir elke moeder daar buite kan sê 'n gelukkige Moedersdag en mag die Here vir elke moeder vanmôre net seën gee en geluk gee en mag u 'n dag ervaar waar u met u geliefdes, u kinders en met familie sommer lekker saam kuier en ook die teenwoordigheid van die Here ervaar, want ek weet ons moeders is spesiale mense. Ons moeders, ek weet my moeder ook is 'n spesiale mens, is 'n moeder wat bid vir haar kinders. En die woord van die Here sê dat die krag of die gebed van 'n moeder dra groot krag en ek wil vir elke moeder sê daar buitekant wat vanmôre luister, baie dankie vir julle gebede. Dankie dat julle vir ons bid. Dankie dat julle vir julle kinders bid. Dankie vir die werk wat die Here in julle hande gegee het om ons kinders op te voed na die vrese en na die woord van God. En u het 'n geweldige taak. Al sien ons mans dit nie altyd raak nie, weet ek vanmôre dat u het 'n geweldige taak en ons wil net op hierdie dag ook vir elke moeder sê baie dankie vir wat u vir ons doen, vir ons mans, vir ons kinders. Ag, noem dit op, maar daar's soveel dinge wat julle doen en vanoggend vroeg juist toe ek my kinders in die kamer inkom en vir hulle moeder 'n geskenkie gee en die pragtige briefies wat hulle skryf en die bewoording en alles is nie altyd reg in plek nie en is krom en skeef, maar toe ek die liefde sien wat uit die kinders uitstraal vir hulle moeder, toe besef ek weer 'n moeder het 'n baie spesiale plek in 'n familie en ek sê vanmôre vir elkeen van u moeder, julle sterre moeders, julle is ons helde en ons gee aan die Here al die lof en al die eer vir julle wat met ons is en by ons staan en deur dik en dun is altyd daar. En vir elkeen wat ingeskakel is, baie hartlike goeiemôre vanmôre. Ook aan ons manne wat vanmôre luister, goeiemôre en mag die Here u vanmôre kom seën en u kom sommer net kom aanraak met sy gees en so voort. En ek bid dat die Here vanmôre iets in u sal openbaar. Nou ek wil vanmôre oor 'n gedeelte praat wat die Here vroeg in die oggend op my hart gelê het en die opskrif daar sal jy sien staan, Jesus verwyder die leuns. Ek het hierdie laaste 2, 3 weke, 4 weke seker maar baie te doen gehad met mense en die ding wat opvallend vir my was, is dat die vyand kom en hy vertel vir ons hierdie leuns, hy gee vir ons hierdie leuen lewe waarin ons lewe en ons kry net nie oorwinning, maar vanmôre het ek 'n paar gedagtes rondom die woord van die Here wat God op my hart gelê het om vir jou vanmôre te sê, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En ek moet nou baie versigtig wees voordat ek nou vooruit hardloop. Net daar waar hy is, kom ons sluit gou die oë, dan bid ons saam. Hemelvader, dankie in hierdie oggend, Here, dat ons U naam kan loof en prys en eer. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, baie dankie in hierdie oggend dat ons net so rondom U woord kan sit. Here, ja, dis altyd lekker om in 'n gemeente te wees of by mekaar kom plek te wees, maar vanoggend het dit ook so geskik, Here, vir ons wat dit dalk nie voor moontlik is nie, om vanmôre op sosiale media rondom die woord van die Here te sit. En die woord sê, Here, daar wat 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in ons midde en ons gee al die lof en al die eer daarvoor. Here, ek bid dat ek niks meer of niks minder sal sê nie, behalwe dit wat U op my hart gelê het, Here, en mag U woord geseënd wees in ons harte. U woord is geseën, maar Here, dat ook geseën in ons harte sal wees, bid ek in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Halleluja! Prys die naam van die Here. Ek wil nou vandag hier afsit. Ek gaan my aandag aftrek, maar prys die Here. Ons is opgewonde oor die woord van die Here. Nou as u woord by het, kan u blaai na Spreuke 3. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Spreuke 3. Vanaf vers 1 gaan ons sommer saam lees 'n aantal verse en ons gaan luister na wat God vanmôre vir my en vir jou wil sê. Amen. Nou u ken die gewoonte, wil jy blaai na die Bybel toe of na die teksvers toe, u ken dit, u moet vanmôre saam preek. U moet vanmôre saam sê, halleluja, amen, prys die Here. Ek kan nie preek as u nie saam preek nie en ek sê al klaar, sien as mense klaar, kom eens op sit en baie dankie vir u ook wat dan vanmôre saam met ons preek.
Halleluja, prys sy naam. Spreuke 3 vers 1, is u daar? Kom ons gaan saam lees. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vers 6, baie bekende vers. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Ek wil net daarby stil staan vanoggend, die 8de vers. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Mense, ons sit vandag in epidemie en ek hoor nou weer dat daar is 'n derde golf op pad na Suid-Afrika toe, en so by so is daar tot 'n datum al aangekoppel dat op die 15de Mei, kom wat wil, gaan daar 'n derde wave, COVID wave wees, en ek weet nie wat al. Hoe stupid can you be, soos Pastoor Rolf Kelvin sê, is die vyand, dat hy nou gaan dink ons glo in sy werke, en dat ons nou gaan bang wees as daar nou 'n derde wave kom. Ek wil vanmôre vir die vyand vanmôre sê, en ek kan praat vanoggend soos wat die Gees van God op my hart lê. Ek wil dit so met pertinent oor sosiale media sê, en ek wil dit vir die vyand sê, dat jy mag dalk ons probeer bang maak met een of ander virus aanval, maar ek wil jou net so bietjie vanoggend herinner aan jou toekoms wat kom, aan jou oordeele wat kom, dat die woord van God sê, dat jy sal in die poel van vuur gewerp word, en die kinders van die Here sal vry wees. Kan iemand amen sê vanoggend? Ek het 'n verwagting dat die Here vanmôre mense gaan vrymaak uit hulle ellende uit, dat die Here jou gaan vrymaak uit jou vrees uit, dat die Here jou gaan vrymaak van jou siekte af, want ons dien 'n God wat oorheersend is oor die werke van die vyand. Ek wil vanoggend vir u sê, dat die God wat ek en jy vanmôre aanbid, is nog steeds die God wat hierdie aarde in sy handpalm vashou. Dis die God wat nog steeds in beheer is oor alles en almal in ons lewe. Ek en my skoonma, hulle 'n bietjie kom kuier vir ons, en ek en sy praat gister so oor baie dinge wat op sosiale media en op YouTube gesê word. Ek wil vanoggend vir u sê, u kan maar gaan toets uit die woord van God uit as jy na my luister, maar ek wil dit vir jou sê, moenie altyd glo wat 'n prediker sê nie, maar gaan toets dit deur die woord van God te gaan lees. Maar die predikers is besig om vir mense te mislei reg oor die breedte en die lengte van hierdie wêreld. Hulle is besig om hulle eie geldsaake op te bou en te vermeerder, hulle finansies deur 'n leuen te spreek na die mense toe. Ek wil sommer dit pertinent sê, dat die loon van die sonde is die dood. Moenie dat mense jou anders ter vertel nie. Moenie dat mense sê, God is net liefde, God sal jou seën, God kan jou oplig nie. Ja, dit is so, die Here sal dit doen, maar ek en jy moet 'n heilige lewe, want die woord van God sê, wees heilig, want ek is heilig. Jesus kom by 'n stadium en hy sê, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hy sê, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy sien, die vyand kom met 'n leuen na my en jou toe. En hy wil hê ons moet weg van die waarheid af beweeg, maar ek wil vir julle sê vanoggend, en ek wil vir hierdie prediker sê vanoggend, dat die ware evangelie van Christus, hierdie woord sal jou vrymaak, niks anders sal jou vry, behalwe die woord van God nie. Terwyl ons so gesels, en onder andere my skoonpa ook gesels oor die woord van die Here, sê ek dit en ek noem dit, ek is klaar
En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Ek is klaar met kerkpolitiek. Ek is klaar met hierdie diekies en daaitjies. Ek is klaar met hierdie bietjie baba besigheid. Dit het tyd geword dat ons weer by die ware, wragtige woord van God kom. Ek gee nie om hoe jy die Here dien nie. Ek gee nie om waar jy die Here dien nie. Al wat ek vanmôre vir jou wil sê, dien die Here in gees en in waarheid en kom net by die hemel uit, dat ons saam by die Here kan wees. Halleluja. Dit is 'n feit vanmôre, dat God gaan terugkom, Jesus gaan terugkom om sy kinders te kom haal. Daar is nie so iets soos hemel op aarde nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat luister, as jy gedink het hierdie is hemel, dan maak jy 'n fout vanmôre. God sê, Jesus sê, ek gaan na my Vader om vir jou 'n plek voor te berei. En as ek klaar is, dan kom ek terug om my bruid te kom haal. Dit is die ware bloedgewaste kinders van die Here. Hy sê in sy woord, dat aan hulle, wie Jesus Christus as hulle persoonlike saligmaker aanneem, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, net vir jou en vir my, wat waarlik in die Here glo, en Jesus Christus as die Seun van God, en die gekruisigde op die kruis van Golgotha, net hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Die res is nie kinders van God nie. Pastoor, maar jy praat baie ernstig vanmôre. Ek wil vir jou sê, ek is moeg. Ek wil dit pertinent sê, ek is moeg vir die leuen van die vyand op mense se lewens. Ek weet nie wat dit is nie, maar hierdie laaste ruk ervaar ek dat die aanvalle van die vyand is geweldig op ons jong mense, is geweldig op getroude pare, is geweldig op die huwelik, is geweldig op baie dinge, en hy konsentreer om mense se lewens uit mekaar te skeer en te verwoes en te vernietig, en dit is al wat hy kom doen, die vyand, is om te kom verwoes en te kom steel en te kom moord en kom dood te maak. Maar Jesus Christus is die ware opstanding, hy is die weg, die waarheid, en hy is vanoggend die lewe. Ek wil dit vir jou sê, toe Moses na Vader toe gaan, toe vra hy vir die Here, wie sal ek sê, het my gestuur? En Jesus sê vir hom, sê vir Farao, ek is, het my gestuur. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak, wat jou probleem vanmôre, ek is vanmôre met jou, as jy net sê, hier is ek, Here. Prys die naam van die Here. Ek praat in hierdie week met mense, geweldige aanvalle van die vyand, en onder andere het hulle ook, en ek weet hulle sal my vergewe as ek het vanmôre dalk noem, ek gaan nie name noem nie, maar as deur geweldige storms en dinge het gebeur, en ek wil nou nie als noem nie, maar die vyand kom in so 'n manier na hulle toe, dat hulle naderhand vir God kwaad is, vir dit wat in hulle lewe gebeur het. Jy sien die leuen wat die vyand na ons kant toe bring, om te sê, dat is die Here se skuld, dat dit is wat so is. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet 'n bietjie gaan terugdraai, en op ons eie lewens kyk, waar het ons fout gegaan? Ek wil vir jou sê, ons hoef nie depressief te wees. Hierdie depressiwiteit is 'n leuen van die vyand af. Hierdie hartseer en pyn wat ons deurgaan, is 'n leuen van die vyand af. Ons kan opgewonde wees, ons kan ons blydskap in die Here kry, ongeag die omstandighede, want in jou blydskap lê jou krag in Christus Jesus vanmôre. Halleluja, prys die naam van die Here. Matteus 11 vers 28. Matteus 11 vers 28. As u nou gedink het vanoggend, u weet nie wat mee om te doen nie, het ek vandag vir jou antwoord. Hy sê daarso in Matteus 11 vers 28. Ek wil eintlik daar van die 26ste vers gaan lees. Dis Jesus aan die woord. Hy sê, ja Vader, want so was dit u welbehaag. Alles. Kan u vanmôre daar skryf, alles. Sê saam met my, alles. Nie net dit of dit nie, maar alles. Jesus aan die woord. Hy sê, alles is aan my oorgegee deur aan my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. 28ste vers sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, sê die Here, en julle
op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ag mense, kan ons dit tog nou net oor onsself kry, dat die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hoe sal die Here dan vanmôre 'n las op jou skouers sit en jou deur geweldige waters en woestyntydperke en donker tye in die lewe gaan? As hy dan vanoggend vir jou sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek nie wil of gaan en probeer nie, maar ek sal vir jou rus gee, sê die woord van die Here. Jy sien, ons sit met hierdie leuen, dat ons kan nie, ons is te swak, kyk hoe lyk jou lewe, kyk hoe lyk jou siekte, kyk hoe lyk jou finansies, kyk hoe lyk jou huwelik, kyk hoe lyk jou kinders, maar kyk hoe lyk jy. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus Christus, die ware seun van God, kyk jy vanmôre na jou uiterlike nie, maar hy kyk na jou hart, en wanneer jy bloed gewas is deur die bloed van die lam, wil ek vanmôre vir jou sê, dat wanneer God die Vader na jou kyk, want dit is Jesus wat vir ons aanspraak maak by die Vader, sê die woord van God, en wanneer God die Vader na jou kyk, deur Jesus Christus, dan sien hy nie jou foute nie, hy sien nie hoe sleg jy is nie, hy sien nie hoe siek jy is, of hoe treurig jy is, of wat ook al die omstandigheid mag wees nie, maar hy sien vanmôre die bloed van Jesus Christus, wat alles vanmôre rein maak in jou lewe en in myne, en wat alles kom heel maak, en wat vanmôre vir jou en verbykom sê, dat we are more than conquerors in Jesus Christ. Ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Daar is nie so iets soos 'n failure nie, daar is nie iets soos 'n verloorder as dit kom by die kinders van die Here nie. O ja, dan kom die vyand ons en hy sê, wag 'n bietjie, jy dink jy is so sterk in Jesus, kyk hoe lyk jou verlede man, jy kom uit 'n slegte agtergrond uit, jy het God verwerp, jy het God kwaadlik gehou vir baie dinge wat in jou lewe gebeur het, hoe wil jy die Here dien en prys? Die Here sê vanmôre, kom na my toe, almal, nie net seker is nie, maar almal wat vermoeid en belas is. Hoekom? Want hy sê die vorige vers, dat God die Vader alles aan hom oorgegee, sodat ek en jy vanmôre vreugde, vrede en liefde kan hê, en die vrug van die Gees van God in ons lewe kan hê. Jy sien, ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. Ja, pastoor, maar jy ken nie my lewe nie. Ek weet, ek ken nie jou lewe nie, maar jy ken ook nie my lewe nie. Maar hier waar ek vanmôre staan, ongeag wat die vyand na my kant toe bring, ek sal staan op die rots, naamlik Jesus Christus, want hy is die een wat my voete rig, my voetstappe rig. Hy is die een wat 'n lig is vir my voet en 'n lamp is, of 'n lig is vir my pad en 'n lamp is vir my voete. Hy is die een wat vir my kom sê dat ek hoef nie te vrees nie, want hy is met my. Hy is die een wat in Jesaja sê, al gaan ek deur die water, sal dit in my nie oorstroom nie, al gaan ek deur die vuur, sal dit my nie brand nie, die vlam sal my nie skroei nie. Hy is die een wat vir my sê, daar gaan moeilike tye kom. Ja, daar gaan tye kom wat jy voel jy kan nie meer nie, maar God sê vanmôre vir jou dat hy is met jou tot aan die einde van hierdie wêreld, of totdat hy jou kom haal. Prys sy wonderlike naam. God will make a way where there seems to be no way. Prys die naam van die Here. Kan iemand net 'n bietjie opgewonde raak? Ek lees van 'n man by die bad van Bethesda. Jy dink jou situasie is erg, luister baie mooi. Ek lees van 'n man by die bad van Bethesda. Die woord van God sê, 38 jaar sit hy by hierdie bad van Bethesda, en hy wag om in die bad in te gaan. En ek dink, hier is 'n baie groot lewensles vir my en vir jou vanmôre. Hoeveel jaar loop jy met daardie seer in jou lewe? Hoeveel jaar blameer jy mense vir dit wat met jou fout is? Hoeveel jaar blameer jy dalk vir God wat met jou fout is? Hoeveel jaar loop jy met die verlede wat jy saam met jou loop? Hoeveel jaar loop jy met dit?
Hierdie man sit vir 38 jaar by die bad van Bethesda en die woord sê net sodra hy wil ingaan en die engel kom om die waters te roer, hulle roer die waters en hulle wil in die bad inklim sodat hulle genesing kan kry en net voordat hy kan ingaan, dan is iemand voor hom in die water en kry hulle genesing. Net soos ek en jy dalk en jy dink dalk, maar daardie broer en daardie suster, daardie vriendin, daardie broer, suster, maak nie saak, daardie persoon gaan so goed aan in die lewe, maar Here, wat van my, en jy sit daar met die negativiteit, jy sit daar met die selfbejammering, jy sit eintlik vanmôre daar met daardie leuen van die vyand wat sê, dit sal nooit met jou goed gaan nie, want kyk hoe lyk jy. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, there's a man coming down that dusty road. His name is Jesus Almighty, hallelujah. Sy naam is Jesus Christus, die ware seun van God wat in die hemel is, en hy kan dalk vandag is jou dag, wat hy verby jou stap en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Hy stap verby hierdie man wat by die bad van Bethesda sit, en hy sê vir hom, wil jy gesond word? En die man sê, ja Here, ek wil gesond word. Hy sê, neem jou bed op en staan op, ek wil vir jou geestelike toestand vanmôre sê, neem jou bed op en staan op en loop in oorwinning in die naam van Jesus Christus vanmôre. Jy sit met 'n leuen van die vyand. Ons kanselleer dit vanoggend in die naam van Jesus. Jesus kom verander daardie leuen in 'n geleentheid, in vreugde en in blydskap in Christus Jesus. Halleluja. 38 jaar sit hierdie man langs hierdie bad. Wat van jou vanoggend? Daar's 'n koortjie wat ons altyd gesing het. Ja, Jesus, gaan nou hier verby, by my en by jou verby. Ek wil vir jou seker reg in die begin van hierdie boodskap gebid, en ek het dit gebid met juist 'n doel, dat die woord van God sê, daar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is God in ons midde, en ek sien die luisteraars wat vanmôre luister, daar's meer as 2 of 3 wat luister vanmôre, en ons is in die teenwoordigheid, en ons is saam in die naam van Jesus Christus vergader ons, en dit beteken, dat net daar waar u is, en hier waar ek is die teenwoordigheid van God in ons midde, en die Here sal jou aanraak, en hy sal my aanraak, en hy sal jou omstandighede verander. Jy moet net vanmôre sê, Here, ja, ek wil vanmôre gesond wees. Prys sy naam. Prys sy wonderlike naam. Jesus stap na die tempel toe. Hy is binne die tempel, en die gewoonte was dat Jesus lering gee, en die priesters en die fariseërs en die sadduseërs, hulle almal was daar gewees, en die wet in daardie tyd was dat jy mag nie werk op die Sabbatdag nie. Daar was 'n man met 'n krepelhand gewees. En Jesus stap na hom toe. Hy sê van wys my jou hand, en hy wys hom sy hand. En Jesus het hom aangeraak en sy hand het genees geword. Ek wil vanoggend vir jou sê dat niks is by God onmoontlik nie. Alles is by God onmoontlik. Hoekom? Want hy sê dit daar in Matteus 11 vers 28. Nee. Hy sê dit daar in dat ek vanaand daai vers kry. Ja, Matteus 28 vers 27. Want alles is aan my oorgegee deur my Vader. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Dan sê hy verder, dat niemand ken die Vader behalwe die Seun nie, dis Jesus Christus. En niemand ken die Seun behalwe die Vader nie. En al hoe jy deur die Vader kan kom as Jesus Christus aan jou openbaar. So met ander woorde, wanneer jy jou hart vir die Here gee, sal Jesus Christus homself aan jou openbaar. En die oomblik, as Jesus homself aan jou openbaar, sal jy die Vader ken en jy sal die Seun van God ken. Want hulle is een, sê die woord van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Jy sien, ons sit met hierdie leuen in ons lewe. Ons is nie goed genoeg nie. Ons kan nie meer nie. Ons probeer alles in ons lewe. Maar die vyand kom en hy vertel vir ons, ons kan nie. En weet jy hoeveel mense kry mee te doen in die laaste ruk, wat met die leuen van die vyand sit. En die eerste ding wat hy vir hulle sê is, jy's nie goed genoeg nie. Jy's nie werd nie.
jy moes nie by die aarde gewees het nie. Ek sê vanmôre vir jou, jy's hier met 'n doel, want God het jou geskape. Sê 'n bietjie daar, God het my geskape. God het my geskape. Weet u wat, kan ek vir jou sê, die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat al die sterrestelsels gemaak het, die God wat 'n woord spreek en dinge ontstaan wat nie eens ontstaan kon word nie ontstaan. En wanneer God 'n woord spreek, ontstaan daar iets uit 'n niks uit. Daar's niks, maar as God praat, kom daar iets 'n vorm uit niks uit nie. En toe hy praat en hy sê Pastoor Martin, toe ontstaan Pastoor Martin, en u wat vanmôre luister, noem jou eie naam. Toe hy sê ontstaan en hy het jou geformeer in jou moeder skoot, sê die woord van God, en aandagtig het hierdie almagtige God van hemel en aarde, wat so magtig is, hy in die skoot van jou moeder jou formeer, elke selletjie, elke aardjie, elke hoof, haar op jou hoof, elke op jou oë, alles wat in jou is, jou hele liggaam, het is sorgvuldig geweef vir die skoot van jou moeder toe jou gemaak het. Jy is nie niks nie, jy is vanmôre 'n creation of God, jy is vanmôre 'n skepping van God die Allerhoogste. Dis vanmôre wie jy is. God sê jy is myne. Ek het jou gemaak, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jy is nie net 'n niks nie. Jy is vanmôre 'n skepping van die almagtige God, Hemel en Vader. Hy wat aan die kruis gesterf het, laat nie eers die dood hom kon oorwin nie. Jy is geskape deur hom. Jy is uniek gemaak. Weet jy hoe uniek is u vanmôre gemaak? Die vyand sê jy's 'n niks nie. Maar God sê, ek het jou gemaak, jy op jou naam geroep en jy is myne, dat tot jou vingerafdruk is die enigste vingerafdruk wat was en wat sal wees en wat vandag is, wat ooit daar sou wees. Daar is geen ander vingerafdruk soos joune nie. Jy is 'n afdruksel van God vanmôre. Hy sê in sy woord, toe hy die mens gemaak het daar in Genesis, laat ons die mense maak na ons gelykenis en hulle ons beeld. Jy is 'n kopie van God vanmôre, as ek dit so kan sê. Jy is 'n afdruksel vanmôre van die Allerhoogste God vanmôre. In die oomblik as jy God ervaar as jou persoonlike saligmaker en God Vader, dan het jy die bloed van Jesus Christus wat jou skoon was. Dan ek het my skoonma praat gister, dit was so mooi te sê dat jou bloedgroep wat jy by jou pa en jou ma geërf het verander. En ek het al daaroor gepraat, jou bloedgroep verander en jy kry Jesus Christus, die seun van God se bloedgroep, wat jy gewas, deur sy bloed gered en jy is wedergeboorte uit Jesus Christus uit, en dit maak jou 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Kan iemand net opgewonde raak? Halleluja. Jy's nie 'n mislukking nie. Ja, ek verstaan vanmôre, ons gaan deur donker tye, ons gaan deur moeilike tye, daar gebeur dinge in ons lewe, God laat toe dat ons deur tye gaan. Ek wil herinner, waar hy vir sy disippels sê, vaar oor na die oorkant van die see toe, ek sê julle daar kry. En in die helfte van die see sê die woord van Here, het die winde begin waai en die golwe het begin opkom, en daar was 'n storm op die see, sê die woord van die Here, en hulle het angsbevange geraak. But guess who? Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet vir die vyand sê vanoggend, but guess who? Sê dit vanoggend hard daar in jou binnekamer, daar in jou sitkamer waar jy sê, but guess who is coming walking on the water? Daar is iemand op pad na jou toe vanmôre, sy naam is Jesus Christus. Guess who is coming my way? It is Jesus Christ, He the Son of God. Hallelujah. Dis Jesus Christus wat vanmôre na my toe kom en na jou toe kom. Hallelujah. Just guess who is on this way? Jy sien, hierdie leuen verander hy in 'n geleentheid. Hy maak jou meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Hy gebruik dit vir die vyand teen jou, gebruik dit teen die vyand om te gaan vertel dat Jesus red nog en genees nog en doop nog met sy gees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wens u kan ervaar die salwing van die Heilige Gees, hoe God in mense se lewens in hierdie oomblik werk. Ek ervaar God is besig met mense om mense se lewens te herstel, en jy gaan opstaan en jy gaan getuig van dit wat die Here vir jou vandag gedoen het. Prys sy wonderlik naam. Ek wil afsluit met die volgende. Ek lees die woord van God.
Jesus is besig met predikasie en hy beweeg van die een dorp na die ander dorp en ek lees dat duisende mense het hom gevolg van een plek na die ander plek, hoe hy gepreek het, hoe hy mense aangeraak het, hoe hy mense gesond gemaak het en die woord van die Here sê, as ons al hierdie dinge in boeke moet opvat of neerskryf wat God, Jesus Christus gedoen het toe op aarde was, sal die papier van hierdie wêreld te min wees. En Jesus is op pad, en hy leer mense, en hy praat met mense, maar iewers lees ek van 'n ou vroutjie wat vir jare met bloedvloeiing sit. Sy is 'n ongeneeslike siekte. Die dokters kan haar nie help nie. Die mense, die medisyne van die dag kon haar nie help nie. Daar was geen medikasie nie. Sy ly in hierdie verskriklike bloedvloeiing siekte. Daar is niks en niemand wat haar kan help nie, maar iewers het sy die woord van God gehoor. Iewers het sy gehoor, but there is somebody who can touch me. If he only touch me, I know that I will be healed. En sy weet, as ek net hom kan aanraak, sal hy my gesond maak. En tussen die skare deur, waar mense aan Jesus raak, en tussen hom, waar hy tussen die mense is, en baie mense is om Jesus, en hierdie vroutjie kryp sy woord van die Here op haar knie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis dalk weer tyd, dat jy op jou knie na God toe kom. Hy sê in sy woord, gaan na jou binnekamer toe, en gaan val voor die aangesig van die Here, en soek die Here. Hy sê in sy woord, soek allereerst die koninkryk van God, en hy sal die res vir jou toevoeg. En hierdie vroutjie sit met hierdie leen in haar lewe, hierdie bloedvloeiing leen, dat daar is niemand en niks wat haar kan help nie, en vir die res van haar lewe sal sy met hierdie siekte sit, wat sy het geloof in God gehad, sy het geweet, if I can only touch him, that will be enough. As ek net sy kleed se soem kan raak, sal dit genoeg wees, halleluja. En sy skryf deur hierdie skare, u ken hierdie verhaal, u ken dit, u weet waartoe ek op pad is met dit, en sy kryp deur hierdie skare mense, en sy sien hierdie purperkleed van die konings, hy wat hemel en aarde gemaak het, en sy sien sy kleed, en sy reik uit na hom toe, en sy raak sy kleed aan, hierdie punt van sy kleed, raak sy net so aan, en Jesus sê, wie het my nou aangeraak, en die mense kyk vir hom, sê, Here, maar hier is duisende mense om jou, hoe kan jy dan vra, wie het jou aangeraak, hy sê, maar die krag het uit my uitgevloei, jy sien daar waar geloof is Jesus besig om krag te laat uitvloei in jou liggaam in, sodat jy genesing kan kry, en nie net vir jou liggaamlike genesing nie, maar ook vir jou geestelike genesing, want jy sit met 'n leen van die vyand af, dat jou geestelike lewe is besig om dood te gaan, jy kan nie teruggaan na God toe nie, jy is swak, jy kan nie meer nie, kyk hoe lyk jy is vuil van die sonde, sê die vyand vir jou, maar ek wil vanmôre vir jou sê, 'n koortjie wat ons baie keer gesing het, hy sê, witter dan die sneeu, ek is gewas deur die bloed van die lam, en dit was my, witter dan die sneeu. Vanmôre kom die Here Jesus Christus, en vir jou wat vanmôre sê, Here, hier is ek, sal hy jou was met sy bloed, en jou witter maak dan die sneeu, halleluja. Daardie leen, wat jy mee saamloop al die jare, kanselleer Jesus vandag in jou lewe, en jy sal die vrugte daarvan dra, hoe God jou negativiteit in 'n positiwiteit verander, hoe die Here jou magtig gebruik in sy koninkryk, maak nie saak wat die vyand vir jou gesê het nie, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, halleluja, halleluja, prys die naam van die Here, halleluja. Jy sien, ons sit met 'n leen, en ons raak vervalle, en ons raak teruggetrek, en ons dink die hele wêreld is teen ons, met 'n leen wat die vyand na ons kant toe bring. Maar ek wil vir jou sê, die woord van God sê, dat hy is niks anders as 'n leenaar nie. Hy lieg en bedrieg, hy het gekom om te steel, die woord van God sê, hy kom soos die engel van die lig, maar hy is nie die lig nie, want daar is net een lig, en sy naam is Jesus Christus, halleluja. Hy het gekom sodat die hele wêreld kan vrede hê, hy het vir my en vir jou op die kruis van Golgotha gesterf, sodat ons vanmôre vry kan wees in Christus Jesus. Dis wat die woord van God sê. Hy is 'n almagtige God. Hy is die soetroos van Saron. Hy is die lelie in dale. Hy is die God op die berg, ook die God in die vallei.
Al gaan dit goed, sal ek die Here bly loof en prys en eer. Al gaan dit sleg, sal ek die Here bly loof, prys en eer. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. I will triumph in the Lord. Ek sal triomfeer in die Here, because this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Ek sal bly wees in die Here, sê die woord van God. Dit is Filippense 4, vers 4 sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Jy sien, ons moet nie probeer mense tevrede stel nie. Ons moet nie probeer wat ook al tevrede, of ons moet onsself verbly in die Here, en God sal die res van die werk doen. Ek ervaar dat God vanmôre het gekom op hierdie Moedersdag, en hy vir moeders kom sê, jy is dalk nie vandag 'n moeder nie, maar God wil hê jy moet weet dit vanoggend, en ek wil dit baie versigtig sê. Jy is dalk nie 'n moeder vandag nie, maar jy is 'n moeder as jy hoor wat ek sê vanoggend. En ek wil vanoggend vir hierdie moeders kom sê, kom ons kry klaar met die leuen van die vyand. God het jou aangestel as 'n moeder, as 'n bidder, om mense te lei na die koninkryk van God. As jy dalk nie jou eie kinders het nie, daar's ander kinders, daar's ander mense wat nodig het om te hoor dat Jesus red nog en genees nog en doop nog met sy gees. En vandag is dit jou dag om vir mense te gaan vertel dat Jesus is lief vir hulle. Jy kan dalk soos 'n moederliefde om hulle wees en vir hulle sê, ek is lief vir jou met die liefde van Jesus. Maar ook vir manne wat vandag luister, en vir kinders of vir jong mense wat luister na hierdie boodskap, ek gee nie om wie wat sê nie. I know that Jesus will make a way. En ek vanmôre begin om my pad te maak. Hy sê daar in Jesaja 65 vers 24, nog voordat hulle roep, antwoord ek, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek, prys die naam van die Here. Ek het dit gesê daar by ons kampkonferensie by Lions Rest saam met pastoor Rolf Kelvin, het ek dit genoem, en ek wil dit vanmôre net gou vinnig weer noem. Hierdie prentjie brein wat ek het, wil ek vir jou vanoggend sê, ek sien dit in my gees, dat wanneer ek hierdie vers lees van Jesaja 65:24, dan kom dit by my op dat Jesus staan op en hy sê vir sy Vader, net gou 'n oomblik, ek wil net gou vir die engele gaan sê wat hulle moet regkry, want iemand gaan bid. Jy wat vanmôre bid en sê, Here, ek het jou nodig, God is besig, het al klaar dinge reg gekry in die hemel, totdat jy bid, en dan kry jy dinge reg. En die oomblik, as ons bid, dan verhoor hy, dan sê hy vir sy engele, gaan. Of hy steek sy hand uit, sy reddende regterhand, sê die woord van God, hy steek sy reddende regterhand uit, en hy raak jou aan, en in die oomblik, en jy kan genesing ervaar, nie net in jou vlees nie, maar geestelik ook, halleluja. Because ek en jy is vanmôre meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Moenie dat die vyand enigiets anders vir jou kom vertel nie. As hy jou wil herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. Hy's 'n verloorder, hy het die geveg verloor. Daar's net een wenner, en dit is ek en jy vanmôre in Christus Jesus. Halleluja. En mag die Here vanmôre seën met hierdie woord, en weet dit dat God kanselleer daardie leuen in jou lewe vanoggend. Hy sê dat jy's klaar met daardie reën. Hy nooi jou uit vanmôre vir my en vir jou vanoggend. Ek wil dit weer lees vanoggend. Matteus 11 vers 28. Jesus nooi jou vanoggend, en hy nooi my vanoggend. Jy wat vanmôre luister, en waar ook al jy hierdie boodskap weer gaan uitstuur, nooi die Here mense vanmôre en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, sê die Here. Neem my juk op julle en leer van my. Lees sy woord, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek hou ook daarvan, daar sê vir ons, daar is ons rus kry vir ons siele en sy las is lig. En dan hier in die Spreuke 3 vers 8 en sê, dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking wees vir jou gebeente. Hier kom sê die Here, dit sal genees, as jy na my toe kom, sal jy rus vind vir jou siel, vir jou gees, sê die woord van die Here, en dit sal ook dan genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Mag die Here vanmôre, ek het klaar gepraat, ek het klaar gepreek uit die woord van die Here uit, en ek voel die Heilige Gees sê, ek moet hier stop. Mag die Here vanmôre
elkeen wat ingeskakel is vanmôre aanraak, en ek ervaar God het mense aangeraak in hierdie tyd, en ek weet vanoggend, dat ons gaan die getuienisse hoor, van wat God vanoggend op hierdie dag, vir jou, en vir my gedoen het. Ons is klaar met die leuen van die vyand, want ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Mag die Here u seën, mag die Here u lei, en vir elke moeder weer eens 'n geseënde Moedersdag, en al wat ek vanmôre vra is, voor ek vra, kom ons sluit gou af. Ek wil vir u gebed doen. Net daar waar jy is, sluit die oë, dan gaan ek gou vir u bid. Hemelvader, dankie vanmôre, Here, vir die woord van God. Dankie vanoggend, Here, dat ons weet, dat ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Here, ons gaan nie meer luister vir die vyand nie. Ons gaan nie meer na sy leuen luister. Ons weet vanoggend, u sê, kom na my toe almal wat vermoeid is, en ek sal vir jou rus gee. En ek ervaar, Here, hoe u vir elkeen vanmôre daai rus en vrede gee, en hulle was met die bloed, en hulle sal meer as oorwinnaars wees in Christus Jesus. En ek gee al die lof en al die eer daarvoor, en ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanmôre, vir elkeen wat ingeskakel was. Baie dankie, mag die Here u seën. Al wat ek vanmôre vra is, share hierdie boodskap oor die sosiale media. Daar's mense wat nodig het om te hoor dat Jesus het vir jou lief. Jesus gee om vir jou. Jesus wil vanmôre vir jou en vir my rus gee. Mag die Here u seën. God bless you.